Daar was 'n ou oom wat baie armoedig geleef het. En dit het eintlik swaar met hom gegaan, maar hy was ongelooflik positief. Hy was vir alles dankbaar. Hy het omtrent nie 'n tand in sy mond gehad nie. Maar selfs dit het hom nie geplan nie. En toe val die laaste paar van sy tande ook uit, dat hy net 2 oorgehad het. En een van sy pelle dog toe, maar die oom, jy kan nie nog steeds so dankbaar wees nie. En hulle sê vir hom nou maar, oom, waarvoor is jy nou dankbaar? Toe sê hy, ek is dankbaar dat daai 2 tande reg oor mekaar sit. Die tema vir oggend is dankbaarheid. Hemelvader, ons het so baie om voor dankbaar te wees. En ons wil vanmôre met dankbaarheid voor U kom kniel, as ons God en Here, en vra dat U vir ons ook sal lei en sal vorm deur U woord. Ons is so jammer dat ons so min regtig aan U dink, en ons nie altyd laat lei deur U woord nie. Maar vanoggend wil ons stil word, en sê, spreek Here, ons is hier om te luister. Amen. My tande sit nie teenoor mekaar nie, soos die ou oomse nie. Ek het 'n woeste week gehad. Ek bedoel, ek moet preek maak, en dan skryf ek 'n play vir Kersfees, wat ek teen 'n spertyd moet klaar. En dan moet ek nog voorleggings doen. En ek moet nog 110 goeders doen, en ek moet rekeninge betaal en e-posse antwoord. En om alles te kroon, toe breek my rekenaar. Hy pak op, die begin van hierdie week. Chaos. Nou jy sal sê, dit is nie so erg nie, maar as jy alles wat jy geskryf het, en alles wat jy voorberei het, net skielik verloor, dis nie 'n rede vir dankbaarheid nie. En nou kan jy sê, maar Barry, dit is 'n vulletjie teen wat ek het. En ek weet dit. Want toe ek my rekenaar na 'n spesifieke persoon toe vat, 'n dame, wat al lankal aan my goeders werk, want hulle stikkend is, toe hang haar gesig, en ek sê, en nou? Toe sê sy het pas boodskap gekry, dat sy fase 4 borskanker het. En skielik verdwyn my rekenaarprobleem soos mis voor die son. En miskien het jy ook so baie goed wat jou platdruk op die grond, wat jou moedeloos maak. Die lewe is nie altyd 'n lied nie. En dan kom 1 Tessalonisense 5 vers 18 en sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is die wil van die Here vir julle. Hoe kan dit die wil van die Here wees, dat ek vir alles moet dankie sê, en onder alle omstandighede? Hoe is dit moontlik? Kom ons kyk vanmôre na hierdie ding, wat God voor my deur kom sit, en voor jou deur kom sit vanmôre, en dit is die woord dankbaarheid. En kom ons begin hierdie vraag, wat is dankbaarheid? Hier in hierdie vers, wat ek nou vir jou genoem het, 1 Tessalonisense 5 vers 18, kom dankbaarheid as 'n opdrag. Nie as 'n versoek nie, dis nie soos party van ons landgenote, wat stopstrate as 'n aanbeveling, as 'n idee voorhou nie, maar dit kom as 'n opdrag. Wees dankbaar. Maak nie saak wat gebeur nie. Wees dankbaar. Dis 'n opdrag. So in die eerste plek is dit 'n opdrag. In die tweede plek is dit 'n besluit. Want ek kan aan God se woord gehoorsaam wees, of ek kan besluit om dit nie te wees nie. En broers en susters, om dankbaar te wees, is die voorreg van die Christen. Maar dit kom as 'n besluit van my kant af. 'n Besluit om te doen wat God sê. So dis dankbaarheid is 'n opdrag.
En dis 'n besluit. Maar, ekskuus tog, dankbaarheid is baie meer as net the power of positive thinking. Want the power of positive thinking, met ander woorde, 'n positiewe lewensingesteldheid, party mense het dit meer van nature as ander, en die sielkundige sal vir jou sê, jy kan dit aanleer, en is 'n manier om jou brein te programmeer om positief te dink. Dis alles waar. Maar die Bybelse dankbaarheid lê baie, baie dieper. Want daar's 'n rede oor hoekom 'n Christen dankbaar moet wees. En ek wil vir jou net 'n paar verse noem. Ek wil vir jou sê, en ek wil vir jou lees uit Matteus hoofstuk 10 vanaf vers 29. Die eerste paar verse sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Moenie dat jou hart in jou binneste smelt, wanneer jy aan jou eie swakhede dink, en aan die probleme wat jou tref nie, en aan al die kopsere wat vir jou voorlê nie. Dan sê hy, is 2 mossies nie vir 1 sent te koop nie. En tog sal nie een van hulle op die grond val. Daar is ook 'n ander vertaling vir die woord val. Hulle sal nie op die grond land nie, sonder die wil van julle Vader nie. Nou hier moet ek onmiddellik vir jou sê, ek stem nie saam met hierdie vertaling nie. Want hier staan nie in die oorspronklike taal, sonder die wil van die Vader nie. Hier staan, sonder my Vader nie. 'n mossie sal nie op die grond val, sonder dat my Vader daarvan weet nie. Sonder dat my Vader omgee nie. Want jy moet mooi verstaan, alles wat in hierdie wêreld gebeur, is ongelukkig nie alles God se wil nie. Ja, hy is in beheer, maar die wêreld is 'n gemors, omdat ons dit 'n gemors maak. En nou kom hy en hy sê, maar 'n mossie, en ek gaan vir jou verder lees. Hy sê, en van julle is selfs die hare van julle kop almal getel. En moenie bang wees nie, terug weer by moenie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Die Bybel kom hier en hy sê, dankbaarheid groei uit die waarheid, dat God nog altyd daar is. Dat God hom nie eenkant hou nie. Dat God nie hom onttrek aan die swaar. Ek wil op 'n slot van rekening, wat is die kruis van Jesus anders as God wat in my pyn en in die verdorwenheid, in die stikkenheid van hierdie wêreld ingeklim het nie? Is dit nie die rede der alle redes om dankbaar te wees nie? So hier kom die vers en hy sê, God gee om. God is daar. En nou is dit so lekker om te wil glo dat alles word opgelos. Alle probleme verval as jy begin dankie sê, en is ongelukkig nie altyd so nie, baie keer is dit so. Ek wil vir jou vertel van my dogter wat my vanoggend gebel het. Sy sê, sy woon in Thailand, en sy moet die eind van die maand uit haar blyplek uit wees, en daar is 2 weke oor, en sy het geen byplek nie, en al die plekke wat sy kry is te duur, en is te ver, en is te klein, en dit pas net nie. En sy gaan en sy sê, Here, baie dankie vir my blyplek, wat u vir my gaan gee. En die volgende oggend kry sy 3 plekke. Die eerste 2 het nie gewerk nie, die derde een is 2 maal groter as wat sy nou het, teen haar prys. En sy sê, pa, ek het dankie gesê, nog voor ek die antwoord gekry het. Want die Bybel sê, wees dankbaar. En nou staan hier interessant, né? Dankbaar in alle omstandighede. My manier van Afrikaans praat sou gesê het, onder alle omstandighede. Let wel, hier staan nie, vir alle omstandighede nie. Dis nie God wat die mossie laat val nie. Dis nie die Here wat my hare laat uitval nie.
dis goed wat die lewe oor my pad bring. Maar verstaan jy, wat hier gestaan is, dat die Here sê, in alle omstandighede, wees dankbaar. En my dogter het dit gedoen, en ek is so dankbaar vir haar geloof wat sterker as haar pa se is. Sy het gesê, dankie Here vir die plek wat U vir my gaan gee. En dit is die wonderlikheid van die evangelie van Jesus Christus. Dat God vir my gee wat ek nodig het. Nie noodwendig wat ek vra nie. As ek hom daarvoor vertrou. Want agter hierdie opdrag van dankbaarheid sit 'n God wat omgee. En dan moet ek 'n tweede teks vir jou aanhaal. En dit staan in Romeine hoofstuk 8 vers 28. Alles werk mee ten goeie vir hulle wat vir die Here lief is. Alles werk mee ten goeie. En dis 'n baie moeilike ding om te verstaan, maar is 'n wonderlike ding om te glo. Dat God bereid is, nie net om daar te wees vir my in my nood nie, maar dat hy uiteindelik van die dag, omdat hy God is, omdat hy omgee, my lewe so kan plooi, my omstandighede wat nie my lewe mag oorheers nie, maar dat God se wil, se krag, se wysheid, se leiding my lewe oorheers, dat uiteindelik selfs die dinge wat sleg lyk, ten goeie kan uitwerk. En nou is die vraag, wat is dankbaarheid? Dankbaarheid is om in erkentlikheid te glo, om positief dankbaar te wees, omdat God my God in beheer is. En nou is die vraag, hier staan in hierdie teks, wees in alles dankbaar, in alles. Nou wat is daai alles? Ek wil vir jou 4 goed noem. In die eerste plek is die maklikste is, wees dankbaar vir die goeie goed. Kyk, daaroor hoef ons nie te praat nie, ons weet mos, ek wil jou gebede begin, Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir my ouers, dankie vir my kinders, dankie dat ek 'n dak oor my kop het, ensovoorts. Dis natuurlik ook noodwendig 'n noodsaaklikheid om dankie te sê vir alles, vir die goeie goed. En dan die tweede ding is, dankie te sê en dankbaar te wees vir die gewone goed, die alledaagse goed. Weet jy, dit kon so anders gewees het, maar die son skyn. En ek is gesond. En ek het gelukkig, ekskuus vir die Engelse woord, ek het gelukkig ontdek dat ek backups gemaak het van dit wat op my rekenaar verlore gegaan het. En ek het dit destyds toe ek het gedoen het nie eens daaraan gedink nie, maar dit was sommer net iets om oor wat te wees? Dankbaar te wees. So die goeie goed, sê dankie, die alledaagse goed. Maar nou is die probleem, dat ons ook vir die moeilike goed, die probleem, moet dankie sê. En dit kan wees dat jy vandag sit met siekte. My rekenaardame wat skielik kanker het. En dan wil ek nie voorgee dat jy moet dankie sê vir die kanker nie. Maar dankie Here, dat ek met my probleem in U hande is. En ek dit aan U kan toevertrou. En kan vra dat U uit hierdie ding goeie goed gebore sal word. Want weet jy, God is magtig. En omdat die Here nie afhanklik is van die omstandighede waarin ek is nie, hoef ek dit ook nie te wees nie. So ek moet dankbaar wees vir die goeie goed, vir die gemiddelde goed, die alledaagse goed, maar ek kan ook dankbaar wees dat vir die swaar goed God daar is om daai juk saam met my te dra. En ek wil vir jou 2 teksies lees. Die een staan in Psalm hoofstuk
Psalm 56 vers 9. Hier staan: my ellende het nie ongemerk by u verbygegaan nie. Hoor nou né? My ellende het nie ongemerk by u verbygegaan nie. U het op my trane gelet. In u boek staan hulle opgeteken. Ek herhaal vir jou, dit staan in Psalm 56 vers 9. God sê in sy woord, selfs jou trane tel ek. En die vers wat ek jou uit Matteus hoofstuk 10 gelees het, staan daar dat selfs die hare op jou kop is getel. God gee so om vir die detail. Die detail ook van jou trane en jou pyn en jou swaar kry. In sy hande is ons veilig. En dan sit die probleem ook natuurlik nou, dat ons baie keer hierdie goed net nie verstaan nie. En omdat ons nie verstaan nie, sukkel ons om dankbaar daarvoor te wees. Ek wil vir jou 'n voorbeeld noem. Vat 'n tapisserie, jy weet nou daai, mense kon sê 'n persiese mat, maar die beeld werk nie so goed nie. 'n Tapisserie, jy weet daai mooi uitgewerkte groot goeders wat teen die mure hang. As jy hom van onder af kyk, dan is dit 'n mekaar spul van drade en knopies en goeders, en jy maak geen sin daarvan uit nie. Maar as jy dit van die ander kant af, van die bokant af kyk, is daar 'n wonderlike patroon. Ons kyk na die lewe baie keer van onder af. God kyk van bo af. En nou wil vir my kind sê, hoor jy my kind, jy verstaan nie nou nie. Jy sien nie die patroon nie. Maar daar is 'n patroon. En eendag gaan jy die voorreg hê om ook van bo af te kyk na die lewe. Vriende, ek wil nou vir jou afsluit deur te sê, as alles hierdie goed in God se hande is, en dat ek kan dankbaar wees dat te midde van en ten spyte van hierdie goed, God nog steeds die God is wat in beheer is. Wat baat dit my? Wie wat dit my baat is dat God in beheer is en hy weet en hy omgee. Wie wat die waarde daarvan is, dit spaar my en dit red my van negatiewe denke, 'n negatiewe uitkyk op die lewe. Want die lewe, omstandighede het nie die laaste sê nie. Dit red my ook van bitterheid en van wanhoop en van verwyte. Ag, weet jy, as iemand kwaad iets aan jou doen, en as jy so dikbek, ek ken 'n vrou wie se man haar gelos het, en na 20 jaar loop sy nog met kepe om haar mond, oor dit wat gebeur het 20 jaar gelede. En sy het alle dankbaarheid, en daarom alle vreugde, en alle vrede verloor. Want wanneer jy jou lewe in God se hande sit, dan is die vrug daarvan vrede en vreugde. Die vrug van die Gees. Vriende, en dan is die laaste ding wat dit jou baat om 'n lewe van dankbaarheid te voer is, dit het 'n ander ingesteldheid wat dit by jou skep oor die probleme. Skielik kyk jy met oë van verwagting, van oë van ek soek die oplossing. Ek vertrou God daarvoor. En nou wil ek vir jou vra, en vir jou sê, wat moet ek daaraan doen? Ek wil hê jy moet, kom ek noem dit, jy moet miskien begin met 'n dankbaarheidsoefening. Jy vanaand voor jy gaan slaap, wanneer jy Bybel lees en bid, wat van jy vat 'n boekie en 'n pen, en skryf neer, wat is die goed vandag? Groot goed, klein goedjies, probleme, goed waaraan ek nog moet werk. Wat is daar in die goeders waarvoor ek dankbaar kan wees? Wat het ek dalk elke dag nog vir jare lank misgekyk? Wat het maar as vanselfsprekend aanvaar het, maar het is genadige goed wat God op my pad bring.
Die ou oom was dankbaar vir sy 2 tande wat teenoor mekaar gesit het. Ek wil vanmôre vir jou en vir myself voor die uitdaging stel om te sê, Here, gee my die krag om 'n dankbare lewe te lei en dat die wêreld kan sien dat ek 'n dankbare Christen is. Kom ons leef soos mense wat aan God behoort. Kom ons leef soos mense aan wie die tapisserie van die lewe behoort. Amen. Hemelse Vader, om vir U dankie te sê is so vanselfsprekend. Maar vanmôre wil ons nie maar net met woorde vir U dankie sê nie. Help ons om dankbaar te lewe, dankbaar te dink, dankbaar te praat en aan U die eer te gee vir alles. Ek wil kom bid vir mense wat swaar kry vanmôre. Vir mense wat meer probleme het as positiewe goed. Dankie dat ek dit ook saam met hulle aan U getroue hande kan toevertrou. U wat nie mossies vergeet nie. U wat ons hare tel. U wat ons trane tel. Dankie dat ons veilig in U hande is. Ons wil 'n lewe van dankbaarheid lewe. Help ons in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vanmôre geluister het. As daar nog tyd is, trek gou aan, borstel jou tande, kom gerus, kom sluit by ons aan, of by 'n ander kerk, gemeente, om so ook dankbaar te lewe. As jy graag die wonderlike boodskap van verlossing in Jesus wil help uitdra, maak gerus 'n bydrae vir ons. Ons beloof jou, dit word vir niks anders aangewend as die evangelie van Jesus Christus nie. Die Here seën jou.